Kom ons almal staan. Jy kan rustig die plekke inneem en dan gaan ons sommer net verder luister na die lied.
Vandag neem ons afskeid van Tannie Martie en dis vir ons sleg, dis seer, dis ongemaklik. Ons weet ons is op 'n beter plek, ons ken al die antwoorde, maar genade, dis nie lekker nie. Dis nie lekker om afskeid te neem van iemand wat so lank so deel van ons lewens was nie. Eintlik wat ons wil sê is, ons het u eintlik nodig. Ons is baie keer hard en okay met onsself, vol bravade, maar diep binne ons weet ons het u eintlik so nodig. Hou ons vas asseblief, Here. Amen. Net een of twee reëlings voordat ek vir Jackie gaan vra om die bedankings te doen. Dis 'n begrafnisdiens, so van hier af gaan ons graf toe ry. Ons ry in 'n stoet, maar onthou nou die verkeer begelei ons nie meer nie. So ons is op onsself aangewese om daar te kom. Kyk maar na die robotte en stop maar by die plekke veral by Robert Broom se kruising. Oppas daarso asseblief. Die ouens is daar, as die robot werk dan weet niemand reg hoe hy behoort te werk nie, want hy werk gewoonlik nie. So wees asseblief versigtig daarso. Ons sal by die graf vir jou wag, so moenie te oorhaastig wees nie. Wees rustig, ons kry mekaar dan weer by die graf na die tyd en na die graf gedeelte is jy welkom om terug te kom. Parkeer maar binne in die terrein, dis net veiliger. En dan is jy welkom saam tee en koffie te drink en dis sal net goed wees om so 'n bietjie as familie en vriende saam te kuier. Vir ouens wat op Facebook live kyk, ons is jammer dat ons die musiek met mute, so dis nie 'n tegniese glitch nie, dis vir kopiereg, so ekskuus daarvoor, maar die res van die diens behoort jy te kan volg. Maar dis ongelukkig moet ons die kopiereg wetgewing nakom, anders word ons afgegooi. En vir die res van ons, mag ons regwaar die Here se teenwoordigheid vanoggend beleef. So, ons kan baie oor Tannie Martie gesels, en ek sal nou nog ietsie meer daaroor sê, maar sy was 'n ongelooflike inspirasie vir elkeen van ons. Toe ons nou oggend gesels het oor wat se liedjies ons moet sing en speel, en ek o Heer my God voorgestel, want September 27 jaar terug, toe kom ek in die gemeente, en toe was oom Ernst en Tannie Martie reeds in die gemeente, op die kerkraad, en onder andere daai Sondag, ek dink ons was so 70 mense in die kerk gewees, dis so in die ou Kreeus op Suid nog, en Tannie Martie en oom Ernst het in die koor ook gesing, en hulle het o Heer my God gesing daai oggend met ons met my intreepreek. Op verskeie vlakke het hulle ons lewens so aangeraak. Ek dink Viljoen smaal nou weer dalk, ek dink hy smaal weer daarbo, want sy regterhand is by hom, en Tannie Martie is Viljoen met wie sy baie gepraat het in die afgelope 7 jaar wat hy weg is. Sy kan nou face to face vir hom skel. Is die regte woord? Net 'n ander staaltjie, ek het so baie wat 'n mens kan vertel. Ek onthou by almal het net mos begin bid vir mense. As jy siek is, jy het 'n ingroei toenaal, dan kom bid hulle vir jou, en as jy ernstig met kanker is, dan kom bid hulle vir jou, maar so hulle is altyd, sy was altyd daar. Oom Ernst moes die dryfwerk doen en hy moes ook die stil bly werk doen, behalwe as sy dalk 'n gebed doen vir jou en sy bid nou sommer vir jou kinders ook, maar sy vergeet die kinders se name, dan sal sy bid en dan sal sy net so stil bly. Dan sal hom Ernst net langs sê, Kosie, en dan bid sy verder vir Kosie, en dan gaan sy weer aan, en dan bly sy weer lank stil, want sy kan nie die dogter se naam onthou nie, en dan daai stilte interpreteer oom Ernst as sy beurt om te praat, Sunny, en dan gaan sy net weer aan. Dis Tannie Martie, daar's 'n ander paar stories wat ek dalk nie moet vertel nie, wat ek vir die kinders vertel het, maar Tannie Martie was net 'n incredible, daai groen karretjie van hulle, dis 'n legend gewees. Hoe lank het hulle hom gery? 20 jaar, ek dink hulle het van die begin af hom gery, hulle het iets anders gehad, ek kan nie onthou nie, maar genade, dit was skrikwekkend om hulle op die pad te sien. Dis goed. Ek gaan nou vir Jackie vra om vir ons die bedankings te doen, en dan gaan ek die videoklip speel, en dan sommer so bietjie kyk na haar lewe. Dankie Jackie. Dit maak ons harte bly om almal hier te sien wat hulle respek kom toon het aan my ouma. Toe ek gesit het om te skryf, hierdie slideshow gemaak het, was dit baie moeilik. Maar hartseer tog, en ek weet die geleentheid gehad om alles te herleef met my ouma.
Ek dink almal wat ouma geken het, weet, sy was 'n regte korrelkop. En sy het baie besige mens gewees. Op haar laaste was ouma baie siek en het Alzheimer's gehad en nie altyd geweet wie's by haar of wie is jy nie. Maar almal het nog steeds gekom. Ons wil eerstens aan ons Skepper die Here bedank dat hy ouma so lank vir ons gespaar het. Sy het gesê sy gaan 100 word, maar die liggaam nie saamwerk nie. Ons wil baie dankie sê vir almal wat vir ons gevra het hoe dit gaan en boodskappe en oproepe en die klomp wat van Engeland en oral af vir ons kyk. Dan 'n spesiale dankie aan my ma en my pa. Baie dankie vir die jare wat ma hulle so mooi na ouma gekyk het en oupa. En vir 'n beter lewe kon ouma nie gevra het nie. Haar lewe was vol. Tannie Hetty, baie dankie my tannie. Tannie het so mooi ouma opgepas tot op haar laaste. Sy was nie 'n maklike pasiënt nie. Sy het ons almal gevloek soos almal weet. Ons sou dit nie sonder tannie kon doen nie. Barend, my man, dankie vir al jou liefde en ondersteuning en bydrae aan ouma se lewe. Ons almal waardeer dit en ek weet ouma was net so lief vir jou. Hulle sê, it take a village to raise kids. Maar dit het 'n village vir ons gevat om ouma tot op haar laaste te bring. Almal wat gehelp het om ouma op te tel, te dra, te alles. Ek sê vir almal dankie. Almal op die plot, ek bedoel almal het gehelp. Dan dankie vir almal wat by die hospitaal vir ouma kom kuier het op haar laaste. Dit was baie moeilik om haar so te sien ly. Ons waardeer dit. Ruth, thank you for everything you did for ouma. You were part of our life with ouma's journey. Dan wil ek dankie vir Gerard sê. Jy was net soos 'n seun vir ouma en vir ons as 'n familie. Baie dankie. Dankie vir almal wat gehelp het met die eetgoed, die begrafnisondernemer, almal wat by hand bygesit het vir die kos, blomme. En dan laastens aan my ouma. Ouma was altyd baie spesiaal vir my. Ek kan dit nie met woorde beskryf nie. Ouma het so baie vir my beteken, alles saam vir my en my kinders gedoen. Ouma gaan baie gemis word en los 'n groot leemte in my hart en in ons familie. Almal het ouma aanvaar net soos wat ouma was, met ouma se geite en gerille. Ouma het diep spore geloop in almal se lewe en myne. Ouma is nou op 'n beter plek sonder lyding en by oupa, ouma ster en almal. Mag ouma nou hulle ore van hulle kop af praat. Dankie.
Daar was geen angs nie, geen vrees met hierdie afskeid gewees. Stadig en stil het sy gegaan. Daar waar ons in die lou nag nie heeltemal die wisseling kon verstaan. Waardig was haar laaste keuse in God haar lewenslese. Tannie Martie se heengaan word die betree deur haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, agterkleinkinders en familie en vriende. Op 'n stadium met toe ons net hier gekom het in wat is dit 1998, iets wat nog altyd groot was in Suiderlig was of in die ou Kreeus op Suid was saam koffie drink en tee drink en op daai stadium met die vrouediens snaakse goeie ons nie meer vandag daai goeie nie maar die vrouediens het sulke koppies gehad en dwars deur die land het al die NG Kerke sulke dik koppies, sulke lelike koppies en dan het hy altyd 'n tekentjie opgehad. Ek weet nie 'n vrou wat gewerk het of iets van die aard, altyd maar dit is verskriklik lelik. Maar ons het sulke koppies gehad en dit was gechip gewees en maar ons het altyd tee gedrink. En toe op 'n stadium het ons nou iewers te geldjies bymekaar gemaak om nuwe koppies te gaan koop, nuwe wit ongemerkte koppies en pierings wat 'n bietjie as jy tee drink moet jy dan nie in 'n dik ding tee drink. Daar's 'n rede hoekom die Engelse met fyn porselein werk want tee proe anderster as jy sê hulle ek is 'n koffiedrinker so ek weet nie sê hulle so maar in elk geval ons koop toe van dinner koppies nie Noratakies en die Grand goed, dis nie maar daarom beter lyk. En ons hulle pak dit so uit. Tannie Martie is natuurlik die voorbok. En Annelie kom toe en tannie Martie het vir Annelie herdoop na Annelie. Annelien. So sy het Annelien gewees van begin tot einde tot wel laaste sy Annelien gewees. Maar sy en Annelie skuif toe al die oortjies na dieselfde kant toe wees en die lepeltjies op dieselfde manier lê en tannie Martie kyk dit so en Annelie sê vir haar tannie Martie ek wil hê van nou af moet ons dit so pak dat alles eenvormig is. En tannie Martie het gesorg dat almal 'n vrees vir Annelien sal hê want Annelien gaan hulle dik hel as dit nie verkeerd is. Dis tipies tannie Martie, jy gaan dik gehel word. Annelien gaan jy kom dik hel. Dis tannie Martie is net 'n incredible mens gewees. Ek wil vanoggend 'n paar goedes met julle deel. So kom ek begin by 'n storie wat ek nou al by baie begrafnisse vertel, maar ek moet dit vertel want dit werk, dit raak my net verskriklik diep en ek dink is 'n goeie intro of is 'n lekker intro. Ek is 'n oupa, dit is vir my verskriklik lekker om oupa te wees. Die oupas wat jy is, julle sal weet, 'n mens moet eintlik 'n oupa en 'n ouma wees voor jy 'n ma en pa is. Jy dink jy's 'n ma en pa as jy te kwaai en te veel reëls en nonsens. Oupas en oumas is 'n bietjie sagter en dit hoort so. Maar ek onthou toe Carly, ons oudste kleinkind, gebore is hier onder in Pinehaven, is ons almal daar in die saal ons nou gehoor Marisa het nou gekraam. Hulle het nou die keiser was goed geweest en hulle is nou op pad terug. Nou staan die 3 oupas en 3 oumas en Casper, moet nie vra van die 3 oupas en 3 oumas nie, storie vir 'n ander dag. Maar die 7 van ons staan nou daar rond en wag dat Marisa en ons nou gehoor Carly is gebore, nou terugkom saal toe. Almal staan so in opgewonde rondtrippel en Marisa en klein Carly kom terug en daar's so 'n Indiër suster wat vir Carly vashou en hulle word ons so toegedraai in hierdie kombers, ek dink so 'n perserige kombersie nog gewees en sy so soos 'n mummie mos en die suster kom by die deur en scan hierdie klomp mense wat nou hier staan. 3 oupas, Casper en dan 3 oumas. En sy besluit met haar wysheid dat grys is nie so erg nie, ek is grys, maar die ander 3 is al 3 bles. So sy kies toe maar dan moet ek die pa wees want ek is lyk die jongste van die klomp. En ek sê dit nou met alle liefde vir my skoonfamilie en almal wat betrokke is, maar ek lyk die jongste. Sy gee Carly in my arm. So hier staan Gerard met klein Carly en ons mans is nie heeltemal gewoon met hierdie popspeel ding nie. Ek wil toe op daai stadium was Zanay amper 20 jaar oud. So jy staan nie met hierdie klein mense en sê ek moet nou iets met haar maak. Ek weet nie wat nie, moet haar vashou. Sy moet nie val nie want anders gaan ek die sielkundige se rekening moet betaal vir die res van my lewe. So jy hou hom maar vas, maar sy's besig en sy wriemel haarself so oop en dan kom so klein handjie uit en hy vat so om my vinger. En ek dink iemand het 'n foto daarvan geneem. En toe chonk ek. Toe besef ek geboorte is
God at work. Dis 'n wonderwerk. Gis ouens, ek kan nie genoeg vir julle beklemtoon nie, maar jy moet vanaand net weer 'n keer vir jouself gaan dink. Jy is God se wonderwerk, dat een spermpie 'n miljoen ander elk swem om by 'n eierselletjie uit te kom, dat enetjie deurdring en uiteindelik bevrug en vasheg en seldeling en daai hele proses van 9 maande se, dat jy gebore word is 'n moviese voorreg. Dis 'n huge wonderwerk. Dit behoort eintlik nie gebeur nie. Die mediese ouens sê vir ons, die kans dat jy nie gebore word nie is baie groter as dat jy wel gebore word. So daai dag word jy gebore en wow, hierdie dit is nou nie mooi nie. Ek wil soms sê dis die mooiste babatjie, maar genade, as jy nou vashou en jy kyk so af en nou nie mooi nie. Ma se ore en oupa se neus en al sulke goedes, maar in blou gedruk. Hulle kom net vir 9 maande uit 'n omgewing uit wat hulle ingekerker amper is. En skielik is hulle hier, maar op daai moment gebeur, ek dink die regte woord is liefde. Is hierdie enorme hart van jou wat net oopbars van trots en vreugde en liefde. En dis hierdie punt. Incredible. En dan word hulle groter en deur die doeke tyd en jy begin om te loop en hulle gaan skool toe en hulle gaan hoërskool toe. In ooggenade hulle raak verlief. Nie in my tyd nie, hopelik nie. En dan gaan hulle werk, universiteit toe, iets van die aard. En hulle trou, en hulle het kinders, en hulle word groter, en hulle het kleinkinders, en hulle word ouer, en hulle word siek, en hulle gaan dood. Hierdie punt is nie so moeilik om te verduidelik nie. Dis geboorte, dis waar ons monde oophang in verwondering en sê, wow. Ons probleem is gewoonlik by hierdie punt. Die vraag wat ons vra is, waar was God toe aan die Martie haar laaste asem uitgeblaas het? Het God op 'n manier vergeet van haar? Daar selfs kerkgenootskap en ek ril as ek dit hoor, wat sê, wat daar aan die einde, is dit eintlik waar die duiwel die finale oorhand kry, waar die sonde wen. Nou dit kan jy vir my sê, as jy nie 'n gelowige is nie, dan sal ek met jou saamstem. Maar 'n maand terug het ons daai event gevier, wat daai punt gebreek het. Toe die klip weggerol was en Jesus uitgeloop het, daai was die wonderwerk, wat daai nie die einde maak nie. Trouwens, en dis eintlik al wat ek wil sê. Ek dink nogal hierdie is eintlik totaal en al verkeerd. Ek dink ons lewe is net so lank. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar die belangrike is, aan die einde van jou lewe, en dit sê ek as gelowige weer, as jy ongelowig is, dit nie verstaan nie, sal ek verstaan dat jy nie kan verstaan nie. Maar as jy nie connect is met God nie, want hierdie is die hiernamaals, hierdie is nie nou nie. Hierdie is nou. Selfs al word jy 80 jaar oud, is net so kort. En daarmee wil ek nou baie goeie sê, maar ek wil dalk begin by wat die Bybel sê. Paulus skryf in sy brief aan die Korinte, sy tweede brief, ons ken daar is 2 Korintiërs, maar eintlik moes dit 4 Korintiërs gewees het. Die boek 1 Korinte, daar's een voor hom geskryf wat ons nie het nie. Hy is iewers onder die opgrawings, ouens is besig om te soek. Daar was so een, maar ons het hom nie. So 1 Korintiërs is eintlik 2 Korintiërs, en dan is daar 'n boek tussen die huidige 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, wat 3 Korintiërs moet wees. So ons dis Paulus se laaste brief aan hierdie gemeente, wat 'n moeilike gemeente is. Dis 'n horrible gemeente. En maar hy skryf vir hulle, hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, ek en jy wat God binne ons het, deur sy Heilige Gees woon in ons, is maar kleipotte wat maklik breek. Vra vir hierdie gesin hier voor. Een wat al ewig aan die gang was, soos aan die Martie. Ek dink jy het gesê besig was.
very, very busy. Kon nie stil sit nie. Viljoen moes maar net saamry. Hy moes haar... Ons is maar kleipotte wat na sekere siektetoestande breek. Ek dink Paulus gaan vir die gemeente sê, okay, julle verstaan nog nie heeltemal, maar kom ek verduidelik vir 2 keer. Ons weet, hoofstuk 5, dat wanneer ons aardse woning, wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Ek onthou die gemeentekampe waarop ons saam was, Tannie Martiele altyd, as ons iets doen, is Tannie Martiele daar. En so is ook die gemeentekampe gewees. Maar sê net maar ons gaan nou Buffelspoort toe. En ons trek daarin met ons karavaan en ons sleepwa, of ons motorhome, en ons gaan park daarso, en jy's nou vir 'n week geboek. Dit sal alles oké wees as jy daar vir jouself alles lekker maak, en 'n tafeltjie opslaan, en jy daar met gemaklik daar bly, so jy mag by swembad kan kom en kan terugkom, alles oké. Die bestuur gaan so 'n bietjie frons, as jy besluit om die paving daar uit te haal, en 'n swembad daar te bou. Hier kom 'n klomp kontrakteurs en skielik begin 'n swembad bou, jy begin die gras uithaal, en jy begin ander goeders daar pak, dan gaan jy eens vir jou sê, wag 'n bietjie, jy bly net vir 'n rukkie hierso, jy's nie vir altyd hierso nie, jy hier net hierso. Dis wat Paulus hier skryf. Ons aardse woning is net 'n tent. Kan ek jou net remind, en ek weet nie vir wie praat ek nou nie, om nie te veel en te geheg raak aan die goeders hierson nie. Dis alles tydelik hoor. Dis al tyd wat jy dit het om te gebruik. En verstaan my reg, ek sê nie, moenie sorgvuldig en met verantwoordelikheid omgaan met wat jy het nie. Maar moenie dat hierdie goeders jou hele lewe oorneem nie. Natuurlik is gemak lekker. Maar mag ek jou herinner, dat groei en gemak nooit saam gebeur nie. As jy wil groei, sal jy moet opstaan uit jou lazy boy uit. Ongelukkig gebeur dit so. My vraag vandag is, en ek dink daar's 2 vrae wat ek vir julle eers wil vra, voor ek 'n ander vraag wil vra is, nommer 1, is jou saak met die Here reg? Hierdie datum gebeur met ons, maar ons weet nie wanneer dit is nie. Dit is wonderlik dat ons dan die Martie se lewe kan celebrate vandag, wat 'n lang lewe gehad het. Dis regtig wonderlik. Maar in die 30 plus jare wat ek 'n dominee is, het ek nou ook al 'n paar babatjies begrawe, tieners begrawe, mense in die vleur van hulle lewe kwansuis begrawe, en ouer mense begrawe. Dit gebeur enige tyd. En die vraag is jou saak met die Here reg? Is jy geconnect aan hom? Anders gaan jy ook vir ewig lewe, maar in die hel. En ek gaan nie eers daaroor preek nie, dis 'n slegte tema vir 'n preek by 'n begrafnis om daaroor te praat, maar dit klink vir my dis hittig daai kant. Dis hel. Die ander opsie is, kies vir God. Kies wat aan die Martie gedoen het om eindelose energie te hê om net die Here te dien, met alles wat sy het. En ek weet sy was hardkoppig, ek weet sy was baie keer kwaai en ongemaklik, maar daar was 'n ywer by haar om te werk vir die Here, wat net incredible was, wat verstommend was. Die belangrike vraag wat ek wil vra is, so daai vraag is, wat gebeur as jy vanaand doodgaan nie? Wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? En ek wil so vir 'n oombliekie daarby vassteek. Wat laat jy na in jou lewe? Wat se voetspore los jy in jou lewe? Wat se voetspore los jy vir jou kinders, en vir jou kleinkinders, en vir jou agterkleinkinders, en vir jou familie en jou vriende? En dalk moet ons 'n bietjie weer daaroor gaan herkou. Dalk moet ons vir mekaar net 'n bietjie vra, maar okay, hier is ek nou. Wat los ek na? En ek praat nie van geld en goeders nie. Maar wat se voorbeeld gee ons vir ons kinders? En vir ons kleinkinders en vir die gemeenskap? Ek weet nie hoekom nie, maar mans raak maar so half brombererig as hulle ouer word. Ek weet nie hoekom, maar mouen oor alles politiek en ekonomie en
geel is en groen is, ons loop so 'n grommel die hele tyd. En ek dink is maar iets te maak met ouderdom, ek vermoed so. En ongelukkig gee dit baie keer af aan gesinne. Ma's probeer dan wegbly van oupas en wat so is, want dis 'n gegrommel die hele tyd. En ek dink vir myself, ek het net vir myself gesê, ek wil nooit eendag dit nalat. Ek wil nie my kinders moet onthou ek is 'n ou brombeer gewees nie. So met 'n seertand of 'n eina toon die hele tyd rondloop nie. Om net weer joy en vreugde te bring in jou lewe. So wat as jy nou vanaand stil iewers in jou kamer gaan sit of voor die televisie gaan sit en die televisie afgeskakel het, wie is jy? Wat los jy vir die mense agter jou? Wat sou jy wil hê moet hulle soos Jackie van jou kom sê? Wat sou jy wil hê mense moet van jou onthou? Wat het jy geleer? So hier's my laaste sinnetjie daaroor. Toe ek so net in Kreeusdorp gekom het, toe nooi een van die skoolhoofde my na 'n geleentheid toe waar 'n klomp skoolhoofde so motiveringspraatjie geluister het na. En ek onthou dit was nog hier by Kreeusdorp Noord skool gewees. En ons het daar gesit en die ou se eerste vraag het my tussen die oë getref en my bediening vir die res van my lewe verander. Die vraag wat hy gevra het was: jy kry hierdie stukkie grond as jy op aarde kom. Laat jy dit 'n beter plek agter as jy die dag vertrek, doodgaan? Crucial vraag, hè? Wat maak jy met jou stukkie land wat jy kry? Party het groot plase gekry, of plotte gekry, of klein erfies gekry, maar jy het jou stukkie land gekry. Los jy dit 'n beter plek na as wat jy het gekry het? En ek dink dis wat die Here van ons verwag. As hy vir ons sê, hierdie plek wat jy het is tydelik. Jy moet onthou, dis nie vir altyd nie. Maar hierdie plek moet jy geniet. Jy moet kan speel hierop, jy moet kan verbou, jy moet kan nuwe grense maak, jy moet dalk vir jou nog 'n stukkie koop, maar jy moet vir jou hierdie grond moet jy so goed as moontlik nalat. En dis my laaste opmerking vandag. Los jy die plek 'n beter plek na. Ek glo my hele hart. Oom Ernst en Tannie Martie het dit gedoen. Jy het reg gekry. Hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het hulle connect aan God self. Ek wil weer sê, dit maak die verskil. As jy en God connected, dan gebeur hierdie goeders makliker om hierdie plek 'n beter plek. Of disconnect jy met God. Skakel jy af. Basta met die kerk, basta met geloof, basta met stilte tyd, basta met die God en sy gebod. Ek doen my lewe op my manier. My waarheid, dis mos 'n nuwe buzzword vandag. Dis my waarheid. Genade. Lekker grand, nee, vernaam geword. Moderne mense geword. En eintlik sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie in my glo sal lewe vandag, selfs sal hy gesterwe. Tannie Martie het vir ons sit voorgeleef, 'n voorbeeld gegee. Let's go do it. Let's go do it, die manier wat sy het gedoen het. Hemelse Vader, ons is vandag hartseer. Ons huil, ons gaan nog baie huil. Moedersdag gaan nooit weer dieselfde wees nie, want hierdie Moedersdag het alles op sy kop gekeer. Hierdie Moedersdag het 'n moeder der moedere ons verlaat. So ons gaan hartseer wees. Ons gaan kwaad wees, ons gaan moedeloos wees. Ons gaan op 'n manier ook verlig voel, want ons weet aan die Martie het swaar gekry. Vir al die laaste rukkie het sy regtig waar gestruggle. So ons is bly dat hierdie pyn en seer weg is van haar af. Maar Here, ons wil nou 'n kommitment maak vandag. Ons wil vir U sê, ons beloof dat ons op U skoot sal klim. Met ons hartseer, met ons bekommernisse, met ons vrese, met ons kwaadwese, met ons hartseere, wil ons op U skoot klim en net by U vashou. Here, 'n maandpa wat dit so vir ons voorgeleef het, wat so 'n voorbeeld was vir ons. Hoe kan ons nou ooit dan sê, nee, ons gaan dit nie doen nie? Ons bid Here dat U elkeen van ons sal vasbind aan U.
Dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat ons so met ons hand in u hand kan sit en sê, hou ons net styf vas. Amen. Ek gaan vra die draers sal vorentoe sal kom asseblief. Kom ek lees as die draers by die graf, julle kan maar rustig bly sit eers. Bok en Corrie en Willie en Meris, Barend en Jacques. En dan die draers wat hier by die kerk gaan dra, julle kan vorentoe kom asseblief, is Anna en Hetty en Kobie, Annetjie, Anna en Jackie. As julle vorentoe kan kom asseblief. Terwyl hulle vorentoe kom, kom ons staan almal en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. En as ek klaar die seën uitgespreek het, gaan ek 'n laaste lied speel en dan kan ons uitbeweeg buitekant toe. Ek gaan vra dat eers die draers kans gee en dan die naaste familie en dan kan die res van ons volg. As ek die seën uitspreek, is dit nie sommer net die laaste sinnetjie in die diens nie, dis reg 'n toesegging van die Here, dis 'n present wat die Here vir jou kom gee. As hy vir jou sê, ek sal by jou gaan. Ek sal by jou wees. Jy gaan nie alleen nie. Mag die Here se liefde en sy genade dan by ons elkeen wees. Mag jy weet dat al voel hy soms ver, is hy naby. Al voel jy soms hartseer, hy is daar. Al voel jy moedeloos, hy sal jou dra. Mag sy genade by jou wees, want hy het amazing grace. Amen.